Goeienaand ook vir almal wat ingeskakel is. Ons is hier in die Here se teenwoordigheid, so kom ons raak net stil in sy voete. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons dankie vir nog 'n geleentheid waar ons ook so saam kan kom om verder net weer by hierdie belangrike boustene in ons Christelike lewe net weer kan stil staan hierdie week. En dankie vir dit wat ons so ver gehoor het in die eerste paar boodskappe, en ons sien ook uit na die res van die week se temas, en ook bid ons Here dat ons regtig ook net na 'n nuwe vlak van ons verhouding met U sal beweeg deur hierdie waarhede wat ons hoor, wat uit U woord uitkom. Here, dankie dat ons die woord het en in ons eie taal het, dat ons daardeur kan leer en groei ook in ons geloof en meer van U weet, Here. Hoe meer ons van U weet, hoe groter U in ons gedagtes word ook, Here, hoe kleiner word ons probleme. Here, dankie vir getuienisse, dankie vir gebede wat beantwoord word. Here, ons het in hierdie afgelope ruk so gebid vir vure wat moet geblus word, vir oorstromings en mense wat daardeur geraak is, Here, dat daar uitkomste sal kom en net weer 'n breek in die wolke sal kom, dat daardie diere en mense en alles wat daardeur geraak word, Here, net weer kan herstel. En ons dankie dat ons kan sien hoe hierdie gebede beantwoord en dat ons hierdie herstel voor ons eie oë kan sien gebeur. Here, ons wil U net groot maak. Ons wil U loof en prys en net alle dank en eer aan U bring ook vanaand. En kom breek die woord vir ons oop waar dit so wonderlike gedeelte is waarmee ons besig is, en Here, waar alles net gaan oor genade, niks wat ons verdien nie, maar alles wat U gedoen het. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons so 2 aanbiddingsliedere saam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam, dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar, prys sy naam. Dat hy my gered het is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. And I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. The Spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me?
You are my King. Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be? You, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be? You, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. In all I do, I honor you. In all I do, I honor you. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Vanaand se sola is sola gratia, wat beteken genade alleen. Nou, wanneer ons ook in hierdie week gaan daar baie oorvlewing kom, daar gaan, jy kan nie eintlik oor die een praat as jy nie by die ander ene ook aanhaak nie, so daarom ook hulle volg so half in 'n volgorde, en daarom ook vanaand as ons praat, dan gaan ons met baie aanhaak by wat Dominee André gisteraand oor gepreek het van die geloof, want die geloof bring die vryspraak, en vanaand gaan oor, dit kom nie van onsself nie, dit kom absoluut van God af. Nou, ek dink ons gaan vanaand so amper so half die versie so een vir een afbreek, so ander, ons gaan nie baie vinnig deur hulle beweeg nie, ek wil hulle so half net so 'n bietjie ontleed en oopbreek, want hierdie versie wat julle gaan sien is so kragtig, dat jy wil nie te veel op een slag nie, jy moet hom stukkie vir stukkie vat en sien wat daar staan, en ek glo, julle gaan ook geleer word om na 'n nuwe diepte toe gaan met julle eie lees van die Bybel af, as ons dit ook vir julle so 'n bietjie help op hierdie manier, hoe om by daai waarhede uit te kom. Hoe kom ons by die boodskappe uit wat ons dan vir julle bring, keer op keer van die vooraf, is om daai goedjies regtig oop te breek en regtig daai vleis om daai pit af te kry, om die volheid daarvan te geniet. Nou, voordat ons vanaand kan lees, moet ons net eers, want hy begin maar nou, maar iets het nou gebeur, maar nou, dan sien ons wat staan in die gedeelte net voor hierdie in hoofstuk 3, want ons gaan Romeine 3 vers 21 lees, maar voor dit, gaan dit nou oor 'n gestry, is die Jode beter as die heidene, is God liewer vir die een, het dit enige waarde om 'n Jood te wees, en dan sê Paulus vir die Jode, natuurlik het dit vir julle waarde om 'n Jood te wees, julle was die volk aan wie God alles geopenbaar het, dit was sy gunsteling volk, en dit was deur die Jode wat Christus gekom het, deur daai lyn van Juda, daai twee stamme wat ondergebly het in die Suidryk, en so natuurlik, julle was nog altyd en sal altyd spesiaal vir God wees, maar, nou skryf hy, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie, en dan, daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat vra na die wil van God nie, en dan vers 12 van hoofstuk 3 sê, almal het afgedwaal, dit is die Jode, dit is die heidene, dit is die hele wêreld het afgedwaal, almal het ontaard, nie 99,9% nie, het afgedwaal nie, nee, almal het ontaard, almal het afgedwaal, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Daar is net een goeie mens wat op hierdie aarde geloop het, en
dit is Jesus Christus, waarlik God en waarlik mens. So, dit is die agtergrond. Dit is hoekom hy nou van nou af verder skryf. So ons is almal, ons kan dink dat Paulus was baie bly, hy hoef nie hier op te hou skryf nie, want watter negatiewe boodskap sou dit nie gewees het nie, en julle dink ons kan partykeer bietjie hard wees. Maar dankie tog dat Paulus skryf nou verder in vers 21, dan skryf hy maar nou het die vryspraak van wat? Van al hierdie sondes wat maak dat ons moet in die hel wees. Want die loon van die sonde is die dood, en as dit nie vir Christus was nie, was ons almal op pad hel toe. Maar nou het die vryspraak, daardie vryspraak wat Dominee André gisteraand van gepraat het, laat God vat dit weg, hy gee vir ons in ons bedelaars hand, gee hy vir ons 1% die vryspraak, waarvan die wet en die profete getuig, het in werking getree. Nou, wanneer ons sien wet en profete in hierdie konteks, sê Paulus eintlik wat ek Sondagoggend oor gepreek het, die sola scriptura. Goed, die wet en die profete was die hele Ou Testament. Dit is wat hy eintlik sê. Die hele Ou Testament het hiervan getuig, het nou in werking getree, deurdat Jesus Christus gekom het en daai vryspraak vir ons gebring het. En dan skryf hy die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. Goed, so hoe kry ons daai vryspraak? Deur geloof. Nou, soos Dominee André gisteraand gesê het, geloof kan ook 'n werk wees. Ek meen as ons dit deur geloof, as jy dit moes gestop het net daar, maar wat in Jesus Christus glo. As ons net gesê het, as dit gekom het deur geloof, en ons stop dit net daar, dan gaan almal hemel toe gaan. Want ek meen die moslim glo, ons glo dat die ateïs glo dat hy niks glo nie, so hy gaan hemel toe gaan, so dan gaan almal hemel toe gaan. Maar nou sê Paulus nee, maar deur die geloof in Jesus Christus te glo. Dit is dit. En daarom wil ek nie te veel nie, want dit is môre aand se boodskap, Jesus Christus, net deur Christus, nie deur enige ander manier nie, net deur Jesus Christus, maar sien net daar dit so duidelik raak. Geloof, die Bybel wat Paulus hiervan praat, en nou gaan ons verder nog sien, dan kom ons by die genade uit. Al hierdie goede loop so hand aan hand, maar dit is so kragtig dat dit vir liter 95 stellinge wat hy net uit daai paar goede uit kon kry om vir die Romeine aan, of die Rooms-Katolieke Kerk aan te vat. God gee dit sonder onderskeid. So hy kyk nie, as jy 'n Jood, dan gaan jy 'n bietjie meer van die hemel kry as die heiden nie. Okay, hy gee dit sonder onderskeid hierdie vryspraak. Ons gaan net soveel soos die Jode die hemel geniet. Hulle gaan nie daarbo wees en ons is die straatveers nie. Nee, jy is net soveel 'n kind van God as wat die Jood is. Jy het Christus aanvaar. En sê, almal het gesondig en is ver van God af. Dit verwys nou terug na daai eerste gedeelte toe. Maar, hoor nou, so daar is soos nou klaar weer een van daai highlighters, almal het gesondig en is ver van God af, maar, so dankie, hier kom die uitkoms nou, ons gaan nie verlore gaan nie, maar, hulle word sonder dat hulle dit verdien, goed, nie werke nie, sola, verdui, net deur geloof, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, sola gratia, uit genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Dit wat Jesus kon doen het, niks wat ons gedoen het nie. Nie ons wat so grand was en 'n paar mooi goedjies gedoen het en iewers kan aanspraak maak dat ek verdien dit nie. Ek wil nou vanaand sommer net gou, kom ons druk die pausknopie daar, want nou sal klaar wees 'n klomp goed in my kop, en julle ken my, as ek dit nie nou sê nie, dan is daai gedagtes nou weer by die agterdeur uit. So, Dominee André het gepraat van daai bedelaar se hande wat jy uitsteek. Nou sien daai bedelaar daar op die straathoek staan. Verdien hy enigiets dat iemand by hom moet stil staan en vir hom iets gee? Hy werk nie, hy doen niks nie, hy sit net en steek hande uit. En hier kom iemand verbygestap en daai iemand gee vir hom
'n huis se sleutels, 'n Ferrari se sleutels, alles wat daai ou net van kan droom, en hy gee vir hom daar 'n voucher om by Woolies te gaan 5 miljoen rand se groceries koop vir die volgende 2 jaar. Hy verdien niks, maar daai persoon wat daar verbystap, gee dit vir hom, onverdiend, uit genade. Dis al waarop hy kan aanspraak. Steek my hande uit dat hierdie persoon gee vir jou. Dink nou hier aan. Daar's 'n persoon daar buite. Hy breek by jou huis in. Hy vermoor jou. Jou en jou hele familie wis hy uit. Hy gaan hof toe. Hy gaan staan daar voor die regter en die regter sê, hoor hierso, moenie hom toesluit nie. Gee vir hom die hele land as sy besitting. Gee vir hom alles wat hy wil hê, gee dit vir hom. Dit kan nie, dit is onmoontlik. Maar dit is wat met Paulus gebeur het. Hy vermoor die Israeliete op die pad na Damaskus toe. En voor dit nog op die Damaskuspad vermoor hy die Israeliete. En God in sy groot genade stop by Paulus. Tot en met daai tyd was Paulus volgens ons sou hy hel toe gegaan het, volgens ons oordeel sou hy hel toe gegaan het. Want hy's 'n moordenaar. Hy maak God se kinders dood. Hoe kan jy in die hemel wees? Maar dit is God. Hy sê nie net gaan ek vir Paulus vrymaak en vir hom vryspreek nie, nee, ek gaan hom my koninkryk gee, 'n broer van Christus Jesus. Dit is hoe God werk, dit is genade. En daarom is genade onverdiend. Die woord genade is die onverdiende goedheid van God. God gee ons nie wat ons toekom nie. Ons het almal ontaard, ons het almal afgedwaal en verdien die dood. Maar God kom en hy sê, en gaan dink elkeen nou net so vir so 2 sekondes, waar was jy al gewees in jou lewe? Wat se gemors het jy al aangejaag? En God het jou daar kom uithaal. En nie net het hy kom uithaal nie, hy het jou lewe so omgedraai dat jy sit vanaand in hierdie banke. En jy het 'n behoefte om hom beter te wil leer ken. En jy het 'n behoefte om betrokke te wees en ander mense te help of ander te help dat hulle kan gaan help, want baie van julle raak al ouerig en ek weet julle kan nog saam gaan, maar ons verwag nie elkeen moet saam met ons op 'n uitreik gaan nie, of elkeen moet wees waar ons wil betrokke wees nie. Maar jy kan bid, jy kan op ander maniere kan jy betrokke wees, sonder om fisies dan uit te gaan. So God draai vir Paulus om, hierdie moordenaar, hierdie agtervolger van die Christene, en hy maak hom die grootste naam in die Nuwe Testament. Want dit is wat God doen. Hy gee nie op met ons nie, hy sien verder as wat ons kan sien. So moet nooit dink Julius Malema is te ver weg nie. God kan vir Malema omdraai en hy kan hom die grootste kampvegter vir Christendom maak as hy wil. Ons as mense sê baie nee, daai ou gaan dit nie maak nie, en daai ou gaan dit nie maak nie. So rukkie terug moes ek 'n roudiens doen vir 'n dogter wat saam met my in matriek was. En daai oggend sien ek die ouens kyk, gaan Fritz die diens doen. Hierdie stout ouetjie wat ons daar op die skoolbanke gesien sit het. Ons ken sy geskiedenis. Maar wanneer God jou omdraai, dan wil jy net oorborrel, jy wil vir almal van hom vertel, en jy sien uit as Dominee Andre sê, wie van wanneer dan, ons begin al arm druk, ek wil net daai Sondag hê en hy wil daai en wat, ons kan nie wag om dit met julle te deel nie. Daai stout ouetjie van skool het God ontmoet, iewers was daar 'n oomblik wat God gesê het, Fritz, jy het nou klaar gespeel, ek gaan jou gebruik vir my koninkryk. En dis net genade, want anders was ek in 'n gutter gewees, of in 'n tronksel, of iewerster ver weg. Maar dit is wat God doen, en dit is wat genade so wonderlik maak. Ons verdien dit nie, en ons weet dit was nie iets wat ek gedoen het nie. So jy kan nie aanspraak maak op jou vryspraak nie, dis net genade. Dis God wat jou al gekies het
nog voor die grondlegging van die aarde af het hy geweet. Ek gaan daai ou kies. En daarom moet ons nooit ophou nie. Ons moet nie besluit, hy gaan dit nie maak nie. Ek gaan nie vir daai moslim die evangelie verkondig nie, want hy is in elk geval op pad hel toe. Weet jy hoe baie moslems kom deesdae tot bekering? En daar is eintlik so baie aanknopingspunte met Jesus Christus wat ons, hulle net moet bietjie die lig laat sien, dat hulle die waarheid ken. Maar ons vermy hulle soos pes. Nee, hulle is die vyand en so aan. God het met niemand opgegee nie, nie eens met Paulus wat die mense, sy Christenkinders vermoor het nie. So wie is ons om te kies wie mag hemel toe gaan? Dis genade, dis God se besluit. Dis God wat ons kies nog lank voordat ons hom gekies het, het hy al geweet dat ons in hom sal glo. Goed, deur die verlossing wat deur Jesus Christus bewerk is. God het hom gegee as offer deur sy bloed, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. En daarom, daai stukkie is so belangrik vir die wat glo. En God het alles gedoen. Jesus het, Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad. En dan wil die mense, okay, just great, Jesus het ook vir my gesterf. Nee, sodat die wat in sy seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. So geloof en Christus, dit moet so gaan. Nie, so lief het God die wêreld gehad, sodat die wat in Allah glo, nie verlore sal gaan, of die wat in Boeddha glo, of die wat in, nee. Daai prys van Jesus aan die kruis was so duur. As daar enige ander manier was wat ons in die hemel kon kom, dan was daai kruis nie nodig nie. As ons die wet kon onderhou, daarom moes Jesus sterf. Hy is ons vryspraak. Ons kan net onsself op hom beroep. So wat Dominee Andre gesê het gisteraand is, wat gaan ons sê wanneer ons voor daai regterstoel staan? Dis Here, ek verdien alles wat my toekom. Al wat ek my op kan beroep is op Jesus Christus wat vir my gesterf het aan die kruis. Ek verdien daai dood. Ek verdien die hel. Ek het gesondig. Ek weet wat was in my lewe. Maar U het die seun vir my opgeoffer en ek kan myself net op hom beroep. Ek het van hom gelees, ek het probeer om hom te volg, ek het my Bybel gelees, maar ek het nog steeds van tyd tot tyd geval en struikel. Want dit gaan gebeur, die proses van heiligmaking is nie, jy aanvaar Christus en dan is jy volmaak soos hy nie. Dis 'n daaglikse ding. Jy gaan op en jy het hierdie wonderlike groei in jou geloof en dan doen jy daai sonde en jy gly so 'n bietjie terug, maar dit is soos 'n net wat gespan is, daai oomblik as die hel hierso is en jy ervaar Christus, dan kom jy so bo net. En dan as jy val en struikel, dan val jy net tot op die net. Christus, daai kruis is so wyd soos die ooste is van die weste. Dis onmeetbaar. Jy kan sien waar is die noordpool en die suidpool, maar jy kan nie sien waar is die oostpool nie, want dit gaan net aan en aan en aan en aan. En dis hoe groot God se genade is vir die wat in hom glo. Daai sondes wat hy vergewe, soos die ooste van die weste. So wanneer jy sonde, val jy op Christus en sy vir die prys wat hy betaal het aan die kruis, omdat jy in hom glo. Jy val nie weer tot, jy gaan nou weer hel toe nie. So daai persoon, as ons baie keer dan vra vir die kinders of vir ander mense, wanneer ons hierdie ding net so 'n bietjie wil tuis bring, dan sê ek, die ou wat gisteraand, wat die Here aanvaar het, hy sê werk nou verloor. Hy weet nie meer wat het, hy maak 'n fout, en hy gaan kroeg toe, en hy gaan sit en hy vat 'n hele klomp hape daar, want hy probeer dit uitblok, en hy ry in die boom vas en hy's dood. Gaan hy hemel toe of gaan hy hel toe? Hy gaan hemel toe. Nie omdat hy so goed is nie, hy het weer 'n fout gemaak, maar hy het Christus aanvaar as verlosser en saligmaker. Paulus sê, dit gee ons nie 'n verskoning om aan te hou sondig nie, maar hy weet, en Christus weet hoe moeilik is dit op hierdie aarde, en hy het op hierdie aarde gewandel, en hy ken ons struikelinge. Hy weet wat dit is, en hy het begrip, en hy sal ons vergewe, want hy weet. Dis nie omdat ons dit wil doen nie, maar partykeer is jy desperaat en jy maak foute. Maar deurdat jy een keer Christus aanvaar het, dan is jy verlos. Ja, ons moet daagliks bekeer ook. Jy moet gaan sê, jammer Here, ek het gisteraand nou, jy
was nou daai ou, maar nou het jy daarom die boom gemis, maar jy voel nou skuldig. Jy moet daagliks gaan belydenis doen van jou sondes. Ons noem dit daaglikse bekering. Daagliks moet jy sê, Here, ek het alweer 'n vloekwoord geuiter. Ek wil dit nie doen, Here, help my daarin. Maar dit het gebeur. Of ek het alweer hierdie storieetjie aangedraai, Here, help my om 'n wag voor my mond te plaas. Of, Here, ek het nou weer daai taxi verwens en gewens hy ry in die boom vas. Vergewe my, want dit is ook u kind wat deur u gemaak is. So julle, hierdie goed is so kragtig en so wonderlik om daaraan te dink. En as mense dit begryp, dat maak nie saak, as jy Christus aanvaar het, en jy val en struikel weer, kom net weer op jou voete. Gaan bely dit dadelik voor God, maak reg. Moenie daardie hoekie nie, want dis waar Satan jou wil kry. Dat jy so skuldig voel dat jy nie op jou knie wil gaan en vir God weer wil gaan sê jy is jammer oor dit wat jy verkeerd gedoen het. Want Jesus het vir al daai sondes, dit wat Dominee Andre op gisteraand gesê het, dit wat al gedoen is, dit wat jy nou doen en dit wat jy nog gaan doen. Jy gaan sonde doen tot amper aan die einde van jou lewe. Miskien in daai laaste sekonde mag jy dalk nie, ek is nie, ek weet nie of jy dan nog iemand verwens wat nou gaan agterbly of so nie, maar ek dink jy, daai oomblikke is jy nou volmaak, maar wat ek wil sê is, ons gaan ons hele lewe lank op aarde gaan ons met hierdie sondige liggaam, en dis hoekom hy moet agterbly, want die sonde kleef aan die liggaam, en die siel word oorgevat na die lewe hierna toe. En dit is die siel en die gees wat jy wat oorgaan, wat God in belang stel, en daarom gaan ons verheerlikte liggame kry, maar ek wil nie nou daaroor uitgaan nie. Nou het ons gelees dat God het hom gegee as 'n offer deur sy bloed as vir versoening te werk. So versoening beteken dit wat stikkend was, dit wat sonde kom breek het, daai skeiding het nou weer, om te versoen is, ons het die waarheids en versoening, kom ons maak nou weer reg. Dit het nooit gewerk, want dit is mense. Maar wanneer God versoen is dit, dis suiwer, dis rein, ons is weer in hierdie verhouding. Hy sit weer daai ring op ons vingers, die verlore kinders is terug, en hy het vir ons 'n feesmaal in gereedheid. So daar's versoening, hy verwelkom ons terug, en ons gaan saam met hom wees vir ewig. Hierdeur het God getoon dat wat sy vryspraak behels, hy die sonde wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het vergewe. So in die Ou Testament het God toegelaat dat die mens nie homself hoef te geoffer het nie. En God het dit toegelaat dat hulle diere kon geoffer het, maar daar moes eintlik, is dit elkeen van daai mense wat daar moes gehang het. So vir 'n tydperk het hierdie goede so gewerk, maar nou het God sy seun gestraf, sodat hy daai volmaakte offerlam kan wees. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus Christus glo. Wow. Elkeen vryspreek. En vryspreek is vrygespreek. Geen niks, nara nie een van daai sondes bly by jou nie. God sien jou deur die bloed van Christus, en hy sien jou net as hierdie mooi skoon gewaste bruid van sy seun. Ek wil ook net vir ons so 'n bietjie by dit aanhaak, want so wonderlik dat soos ek gesê het, sola scriptura, die Bybel praat, en Paulus skryf later vir die mense in Efese, skryf hy hierdie brief, en hy sê vir hulle, of nou weet ek nie, Andre, wat is vir eers Romeine of Efesiërs? Nee, het moes Efesiërs gewees het, dink ek, want Romeine was nog na dit gewees. Ok, dankie, ek sien ek tyd knip van die kop, nou het ek myself hier met baie druk geplaas. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Presies, ons het almal gesondig, ons is almal verdien die dood. Wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het, hierdie sondes. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte. Die gees wat daar nou in die werk is, en die mense wat aan God ongehoorsaam is. Ok, so daar's mense wat nog steeds aanhou, nog steeds die rug op God draai. Hulle kies om hulle te verhard teen God, en dit is die sonde teen die Heilige Gees. So hulle laat hulle self deur
deur die gees van die wêreld lei, wat nou in die werk is aan die mense wat in God ongehoorsaam het. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Hoor, ons almal het eendag so gelewe. Almal van ons was al stout. Moenie vir my sê, nee, jy is so hoogheilig, jy het nog nooit iets verkeerd gedoen nie. Dan wil ek vir jou sê, pas op, jy is te hoogheilig. Jy dink jy is te goed, want dit sê Johannes ook, 1 Johannes 3, wat as jy sê God het, hy het verniet kom sterwe, dan, en jy het geen sonde nie, dan maak jy jouself tot 'n leenaar en jy spyker hom weer aan die kruis vas. So almal van ons het gesondig. En almal van ons het so gelees. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het. En wat in ons gedagtes opgekom het. Hoor jy dit nou net weer, want onthou ons is op pad na Romeine toe. Dit begin in jou kop. Elke liewe sonde. Ek dink nie jy staan eendag op en jy dink, ek is sommer lus om vandag 'n paar mense gou te gaan doodskiet soos 'n reeksmoordenaar. Ek dink nie jy staan net op nie. Dit is 'n ding wat jy deur dink en dis woede in jou of wat te pal of ek sommer net lus, daar loop 'n mooi meisie en ek gaan haar verkrag of sulke goed nie. Nee, jy dink en jy moet verskriklik opbou na daai punt toe en voordat jy na daai dae toe oorgaan. So dit het almal in ons gedagtes by ons al opgekom. Partykeer doen jy sonde nie dat mense dit kan sien nie, maar in jou kop is jy besig om sonde te pleeg. Maar God weet dit. So almal van ons, en dit begin in jou kop. Daarom dat Paulus sê, maak ons 'n nuwe Christen en 'n nuwe mens deur ons denke te vernuwe. Dat ons minder sal dink aan hierdie verkeerde dinge, maar meer sal fokus om te lewe soos wat God wil hê ons moet. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. En dan kom wel weer 'n woordjie. Wat is hy? Maar God. But God. Right, dit sê altyd but God. Luckily, but God. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Wow. Ten spyte van hierdie verkeerde dinge wat ons doen. Onthou, Jesus het kom sterf, nog voordat ons op hierdie aarde was, het hy al besluit om vir ons te kom sterwe. Want hy is lief vir ons. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortreding. Hoor julle, dood. Ons moes in die hel gewees het word, want dis die tweede dood. Ons was dood as gevolg van ons oortredinge saam met Christus Jesus, maar hy het ons saam met Christus Jesus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Net weer eens, bevestiging, Bybel weerspreek hom nie. Een verwysing na die ander verwysing, dat dit is hoe dit werk. Julle is uit genade gered. Ons was almal op pad hel toe. En Dominee Andre gaan dalk môre aand, ek ken nou nie sy preek nie, maar gaan dalk aanhaak by die eerste Adam en die tweede Adam. Die eerste Adam was Adam van tuin van Eden. Dit was die eerste Adam, maar die tweede Adam is Jesus Christus, die tweede mens. Deur een Adam het die sonde in die wêreld gekom, deur die tweede Adam is die sonde uit die wêreld. So deur een man het die sonde in die wêreld gekom, deur een man, Jesus Christus, waarlik God, maar ook waarlik mens, is die sonde weggevat. En ons kan net sê dankie. Dankie, want ons kon dit nie doen. Want ons was al in modderige putte gewees in ons lewens. Maar dankie Here dat U nooit opgegee het met ons nie. Dat U ons lewens kom omdraai het. Dat U van ons, van hierdie stuk swart steenkool, die mooiste diamant kom druk het. Tot eer van U naam. So julle, dit is wat moet oorgaan na 'n nuwe lewe toe. Want jy wat op pad was hel toe. Jy wat dood was en verdien het om in die hel te wees. Jy gaan hemel toe. Jy gaan aansit en soos wat ek altyd so wonder, want dit is net vir my gedagtes te groot. Jy gaan goed kry wat jy nie verdien nie. Jy gaan Jesus se boetie en sussie wees. Jy gaan erfgenaam wees saam met hom. Erfgenaam beteken ons gaan alles besit wat Christus besit. Ons gaan oor die engele heers. Maar ons verdien nie dood. Maar uit sy genade, uit God wat ons lief het,
En dis genade, want ons verdien nie dit nie. Ons verdien daai pak slaag. As jy stout was, het jou pa vir jou gesê, gaan kamer toe en jy het gevrees. Jou ma gesê, wag vir jou pa die kamer, hy kom nou van die werk af. Boetie, jy het gebeur, jy het so lang ander onderbroeke en broeke en alles oor mekaar aangetrek, want nou gaan jy braai. En dan kom jou pa in en hy sê, my kind, maak nie saak nie, kom ons vat jou spurt en ons gaan eet Romeis. Jy skrik jou amper mors dood, want jy verdien daai pak slaag. En dan gee jou pa jou nie wat jou toekom nie. Hy gee vir jou die beste. En dit is die God, en dit is genade. En hou daaraan vas. Maar dit moet oorgaan na iets anders toe. As jy al daai, ons gaan kom by 'n nuwe Christelike lewe, as jy Efesiërs verder lees, dan kom jy ook by 'n riglyne vir 'n, want hierdie goed kan nie, jy kan nie hierdie persent ontvang en dit nie gebruik nie. Jy kan nie die bicycle kry Kersfees wat jy nog altyd van gedroom het, maar jy ry hom nie. Jy staan hom maar net vir hom en kyk nie. Dit werk ons nie so nie. Jy wil op daai bicycle klim en jy wil vir hom ry en vir al jou maatjies gaan wys van hierdie bicycle wat jy gekry het vir Kersfees. So moet dit ook wees by ons. Jy het hierdie genade ontvang, het hierdie persent gekry, gaan wys dit vir die wêreld. Gaan wys vir elkeen hoe goed is jou God. Vertel vir hulle, en wat het Paulus gedoen? As hy voor die Romeinse keisers gaan, of die Fariseërs gaan staan en dan het hy net vertel wat het met hom gebeur. Hy het gesê, ek was daar, ja, ek het die mense doodgemaak, ja, maar God het my ontmoet op die pad na Damaskus toe, en daarom kan ek nie stil bly nie, al gooi julle my in 'n tronk, al geesel julle my, al maak julle my dood wat op die einde gebeur het. Ek kan nie stil bly daaroor nie. Hoekom swyg ons? Want ons is net soos Paulus op die pad na Damaskus gered, voordat dit te laat was. Dankie Here vir genade. Genade onbeskryflik groot. Ons kan dit nie met woorde uiter nie. So wanneer ons nou gaan sing, kom ons sing genade onbeskryflik groot of Amazing Grace en My Chains Are Gone. Daai sonde wat jou wil afgetrek is gone. I've been set free. Kom ons sing dit soos nog nooit hierdie lied. Dan sluit vir ons af. Here, mens voel jy wil net nie ophou nie, ek was so bang vir hierdie boodskap vanaand en gevoel Here sal net nie kan regverdig dit wat dit hierdie boodskap moet wees nie, maar dit is U, dis genade dat U ook mense woorde en gedagtes lei, dat dit hoop dat dit reg uitgekom het en Here, ons kan maar net elkeen vanaand hierso sit en dink waar ons was in ons lewens, wat se foute ons al gemaak het en nog gaan maak, maar U gee ons nie daai doodstraf wat ons verdien nie, U gee ons die ewige lewe. Onverdiend. Here, hoe anders dit dan is om net te sê, ons het U so lief, Here. Ons is so dankbaar vir wat U vir ons kon doen het. Mag ons lewens dan van dankbaarheid getuig. Mag ons uitgaan en vir mense gaan deel hierdie wonderlike skat wat ons het, hierdie wonderlike persent wat ons verniet gekry het. Here, sodat hulle ook kan kom soek na dit wat ons het en mag hulle dit vind. En maak vir ons daai geleenthede moontlik en maak vir ons die paaie gelyk en bring ons by daai mense wat moet hierdie boodskap hoor voordat dit te laat is. Voordat hulle die dood gaan kry, die tweede dood en nie die ewige lewe nie. Ons loof U en ons prys U, ons kom gee ons lewens as lewende offers vir U om te sê dankie vir dit wat U vir ons gedoen het, vir U genade onbeskryflik groot. Amen. Kom ons staan en ons sing uit volle bors. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me.
mercy reigns, unending love, amazing grace. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious then that grace appeared, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. I've got my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Dalk moet ons almal net vanaand weer 'n bietjie op ons knieë gaan en sê dankie Here dat ek nie op pad was, waar op pad is waartoe ek verdien nie, maar waartoe U wil hê ek moet gaan, en dit is liefde. En elke keer as Paulus 'n brief begin het en afgesluit het, het hy ook vir die mense gegroet, heel eerstens met daai woord: die genade van ons Here Jesus Christus, wat bereid was om in jou plek te gaan hang, om daai straf van God op homself te neem, en seker te maak dat jy nie sal gaan waar jy verdien om te wees nie, maar waar God wil hê jy moet wees. En die liefde van God wat sy seun opgeoffer het vir jou, en die teenwoordigheid en vertroosting van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.